Wie is ek? Dis 'n gedagte wat hulle baie lang ruk met my hier rondspeel in my gedagtes, want en die vraag wat gaan rondom wie is ek, gaan oor ons identiteit. So ek gaan vandag 'n bietjie aan ons goddelike identiteit raak en ek gaan so 'n bietjie aan ons identiteit as mense raak. Maar ek gaan begin by ons as mens en opeindig by ons as ons goddelike identiteit. Ek gaan vir julle eers 'n stukkie lees wat baie van ons van toepassing is in ons as mens in die veranderde omgewing wat besig in die politieke klimaat van die afgelope 30 jaar besig is om in ons lewe plaas te vind en ook wat besig is om plaas te vind in baie van ons jeug en van ons kinders. Dat mense sukkel om te besef wat is hulle identiteit? Wie en wat is hulle? Mense kan nie meer, ons almal hoor almal van hierdie LGBTQ+. En dit is 'n pronoun van ek identifiseer as 'n he en 'n she. En ek is 'n dit, en ek is 'n donkie, en ek is 'n wat ook al. En al wat dit is 'n loss of identity. Niks anders nie. Want daai arme persoon, ek dink sy ouers is verlore om te dink wie is hulle eintlik, en dan is wie is jy as die persoon of pronoun. En ek het niks, ek kry die mense nie daar uit om hulle te kritiseer nie, maar ek hoop dat dit gaan hulle help om te besef wie is ons, wie is ek en wie is jy. Daar's 'n ding wat sê, wie alles vir almal wil wees, word niemand vir niks. Hoeveel van ons het geworstel met ons identiteit in ons lewe? Hier van 13, 14 af tot en met so 25, 26, het jy nou nie eintlik geweet wie en wat jy is nie. Jy weet nie waar jy op pad is nie, jy weet nie wat is jou waardes nie, jy weet nie wat is jou taalgebruik nie, jy weet nie wat universiteit jy wil gaan studeer nie, jy weet met wie jy wil trou nie, jy weet nie as jy in die 24 of 25 is en jy klein kindertjies vir watter kleuterskool of kind, waar gaan ek my kinders inskryf nie? Hoe gaan my vriendekring lyk? Wat wil ek ry? Waar wil ek bly? Wat se geld wat ek wil kry? Dis alles vrae wat ons almal mee sit en dan sukkel ons met hierdie identiteit. Waarmee ons 'n geweldige worsteling het op 'n daaglikse basis. En dan kom die volgende ding is van, waar is my geloof? Wat is my geloof? Waarin glo ek en waarin glo ek nie? Ek gaan ons 'n bietjie terugvat na die middeleeue toe. Waar daar 'n baie maklike en eenvoudige manier was hoe mense hulle self geïdentifiseer het en aan wie hulle behoort en aan wie hulle lojaal is. Want dis die vraag vandag. Aan wie is ek lojaal in my geloof? Want as my geloof bepaal ook baie van my identiteit. Dit gee my morele waardes, dit gee vir my wat is reg, wat is verkeerd in die Bybel uit. En dan kan baie mense sê, maar glo nie in God nie, maar as jy kyk na alles wat hulle in glo, is dit eintlik morele waardes en woorde. In die middeleeue het ons altyd gesien, as jy mans oorlog gevoer het, was daar altyd iemand wat geloop het met 'n banier. Een of ander soort banier. Of was dit 'n vlaggie met 'n verskillende kleure op, of was 'n vlaggie met 'n leeu op, of was 'n vlaggie van 'n hond op, maar iewers langs die pad was daar baniere waar jy geloop het en jy het van hulle honderde van hulle gesien as jy op die oorlogsveld is en jy langs 'n groot weermag gestaan. Jy sien, daardie manier het hulle identiteit bepaal. Die
aan wie hulle antwoord gegee het, wie was hulle gesagsfiguur, en dan ook aan wie het hulle loyaliteit gelê op die slagveld en in die samelewing. Wie was die duke, wie was die lord, onder wie hulle gedien het? As 'n ridder, het hulle verantwoordelikheid gehad aan almal. Ons almal ken vir die 3 musketeers, en ons ken almal vir Brackenjan as ons kinders, maar hulle almal het aan iemand, aan 'n koning, of iemand het hulle verantwoordelik gedoen, en dit was hulle verantwoordelik, en aan wie hulle loyaal was. Jy sien op die slagveld, het die ridders en die soldate so 'n wapenrusting gedra, wat hulle gesigte toegemaak het, om hulle te beskerm, dat mense nie kon weet, wie is die een wat hier langs my veg nie, is dit vriend of foe? Is dit 'n vriend of is dit 'n vyand? Maar die klere, daai manier, het vir hulle baie goeie idee gegee, wie is hulle vriende en wie is hulle vyande. Want daai persoon sal nie onder 'n ander manier verantwoordelikheid vat of loyaal wees. Ons as familie het almal 'n family crest. Ons almal het 'n familie banier wat sê die toys is 3 voeltjies op 'n skild. En baie mense vereenselwig met dit, want dit is wie ons was. In die Skotse tyd was jy die clans gewees, McCorkadales, die McLeods, die McLeans, en almal het 'n sekere kledingstuk gehad. En dit is wat die mense onderskei het van mekaar. Jy sien, daar was die identiteit wat gevorm was onder die vaandel of daai manier waaronder die mense geleef het. Die edelman of die stamhoof was die persoon wat daai manier laat vlieg het, om wie jy loyaliteit verklaar het. En dit was 'n baie groot en trotse ding gewees om onder daardie manier te beklei. Vir wie, want dit is vir wie jy verteenwoordig het en waarvoor daai persoon gestaan het, wat jy verteenwoordig het. En as jy nou in daai oorlog was, die belangrikste ding wat jy moes doen, is om daardie banier dra te beskerm. Jy moes hom beskerm, want dit het die mense moed gegee, solank daai banier nog vlieg, het die my soldate hoop gehad. Hulle het dan geweet, ons is nog aan die wenkant, of ons staan nog. Maar sodra daardie banier val, het dan mense kwesbaar geword. Dan het dit begin gevaarlik raak. Want hulle het geweet, as daai banier vlieg, is daar nog leierskap. En daar's eenheid onder die soldate. Daar's nog struktuur. Maar as daai banier val, dan is die struktuur weg. Dan is die leierskap weg. Dan is daar vrees, daar is paniek, daar is verlies van moraal onder die soldate. Hoe is hierdie banier dra, beskerm? Deur sy makkers. Hulle het hom omring en hulle het geveg om te keer dat hy banier nie val nie. Dit was seker 'n tipe van 'n spesiale wag, amper soos ons kan sê ons vandag die presidensiële wag van die president oppas. Het ons die banierwag gehad, 'n spesiale groep ervare ridders en soldate wat moet seker maak daai banier word beskerm. Want jy sien, daai banierdraer was 'n teken vir die vyand. Hulle moes seker maak dat daai banierdraer val, want hulle weet wat se chaos gaan gebeur en wat gaan gebeur en wat gaan die val van moraal wees as daai banier nie meer vlieg nie. In vandag se tyd kan ek amper, ek wil dit nou so uit konteks uit sê, as jy die motorfietsryers vat, hulle almal het hulle colours. Dis die klap vir weerdery. En hulle is trots daarop.
Nou, dit is dieselfde vir as daar soldate gewees, dit was in die kinders. Seker 'n bietjie konteks het, maar dis wat net so my gees ervaar het, om dit miskien baie meer duidelik te maak vandag se tyd, vir die gewone mens. Maar nou kom ons, wat het ons in die Ou Testament? En in ons vandag se tyd, hoe sien ons dit nou, as Christene? Hoe pas dit dan nou in? As ons Eksodus 17 vers 15 lees, sê dit, dat ons vooruitgaan het, was dit die eerste groot oorlog, wat Israel geveg het, as ek reg onthou was dit teen die Amorite gewees. En Moses het gaan bid en aan een kant gaan staan en het sy hande opgehou. En het gebid. En solank sy hande in die lug was, het die Israeliete gewen. Maar as sy hande begin sak en hulle raak moeg, dan het Israel gekyk en sien hulle, o genade, Moses is nie meer so sterk en dan verloor hulle moraal. Wat gebeur? Dan begin hulle verloor. Toe kom Moses se broer, Aaron, en 'n ander persoon. Hulle hou Moses se hande op. Hulle hou sy hande op daarbo. En dit bou die moraal van die Israeliete. En hulle wen die geveg. En in vers 15 kom dit en dan sê Moses, hy bou 'n altaar en hy noem dit Yahweh Nissi of Jehovah Nissi. God is my banier. Dit is aan wie ek lojaal is. Dis die persoon vir wie ek my lojaliteit gee. Dis my leier. Dis die persoon wie ek wil volg. As ons hom van daai manier konteks kan vat. So wat jy sien, iets wat ons het nie God die banier nodig om hom te beskerm nie. Hy gaan die geveg vooruit. Hoe wonderlik is dit? Hy is die leier. Ons volg hom in ons identiteit vorming in. Ons volg hom om te weet wie is ons. Ons hoef nie te gaan soek en kyk waar is hy nie. Ons weet hy is daar voor, ek moet net my oë vorentoe hou. Jy sien, want God het die Israeliete gelei. Sonder dat jy dit kan sien, maar hulle het geweet is daar. Hulle het geweet, hy is die leier. Hy is die persoon wat hulle volg en wat vir hulle gaan deurbraak. Hy het geweet waar, hulle het geweet waar moet hulle by mekaar kom. Maar nou is daar 'n ander ding. Kom ons kyk hoe werk die 12 stamme. Hulle elkeen het ook hulle banier gehad. En hulle elkeen, as ons vat rondom die tabernakel, het elkeen sy plek gehad in of om die tabernakel waar hy gekamp en gebly het. Elkeen op sy plek, elke keer. Wat was in die middel? Die tabernakel. Wat het die tabernakel verteenwoordig? God se teenwoordigheid. Hulle het hulle baniere hoog gevlieg rondom God se teenwoordigheid. God was hulle middelpunt van hulle bestaan en alles wat hulle gedoen het. God was die een wat hulle beskerm het teen hulle vyande as hulle gehoorsaam was. God is die een wat hulle identiteit gegee het. God is die een wat hulle aanbid. God is die een wat vir hulle krag gee. God is die een wat vir hulle hoop gee. Hy was die middelpunt van hulle lewe. Jy sien, ons almal is konstant in 'n oorlog ook gewikkeld. Geestelik. Sodra ons identiteit begin verloor in God, en hy is nie meer die middelpunt van ons lewe nie, dan begin ons hoop verloor.
dan val ons moraal. Dan begin ons verloor. Nou die vraag is, waar lê ons loyaliteit? Wie is ons banier vandag? Wie is ons banier? Is dit iets in die wêreld, of is dit God? Ons kyk 'n bietjie daarna. Die manier wat vir jou vooruit gaan jou identiteit en jou getrouheid identifiseer. Ons as gelowiges, Christus, is ons banier. Dit is ons banner. Ek gaan Engels praat, dis 'n mooi woord, banner. En ons moet so leef, dat daardie loyaliteit en dit waarvoor God, Jehovah Nissi, staan, ons weerspieël in die wêreld daar buite. Want jy sien, as ons 'n skewe vertroue het, of 'n verskewe loyaliteit, of 'n halfhartige loyaliteit aan ons geloof, en dit wat ons in glo, gaan dit skeef uitkom na die mense daar buite toe. En dis presies waar die tamaletjie vandag lê. Is die feit, ek en jy weet nie wat is ons identiteit. En die wêreld daar buite weet nie meer wat is hulle identiteit nie. Hulle is besig om allerlei gestreepte identiteite aan te neem. Jy sien, die wêreld plaas soveel druk en soveel waarde op labels. En dit is nie meer op God nie. Ons moet onthou dat elke persoon se identiteit is uniek aan hom of haar. Maar as ons in ons proses inkom van, of inloop, of groot word, of inleef, van waar is my identiteit as 'n ongelowige? Dan gaan ek identiteitskrisis hê. En ek dink baie mense het al tot op vandag, al is hulle 60, sukkel met identiteitskrisis. Want hulle wil so graag meet hulle self van ander mense, as hoe hulle lyk, hoe maar hulle is, hoeveel geld hulle kry, waar hulle bly, wat se karre hulle ry. Net om 'n paar goed te noem. Dis vandag besprekingspunte. Het jy die nuwe Toyota gesien? Ek kry heel net se GD6, né? Of nie, luister weer wat ek het die heel nuwe Suzuki soort gekoop. Man, dis 'n klein nippertjie pikke. Ja, hierdie klein kindertjies werk nie vir my. Jy sien, ons meet ons identiteit aan sulke goed, aan wêreldse goed. Nie meer aan wie ons as mense is nie. Maar as jy nou vir God begin, of as jy vir God ontmoet, en jy begin God aanneem as jou saligmaker en verlosser, die dag van jou wedergeboorte, dan begin jy 'n nuwe identiteit. Dan begin jy daai ou mens afsterf, sê die woord. Daai ou mens, dit is altyd gesê, ag, dis die sondige mens. Maar dis 'n ou verlore mens, 'n ou met 'n verlore identiteit. 'n Identiteitlose mens. Die dag as God in 'n lewe nommer 1 begin word, dan begin jy 'n nuwe identiteit kry. Dan begin jy identiteit kry wat op God gebaseer is. Johannes 3 vers 5 tot 7 staan dit. Waar Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Ek meen, ons weet, Nikodemus
was die hoof van die Sanhedrin, hy was hoof van die Fariseërs, baie slim man gewees. En hy kom na God en hy sê, Jesus, jy doen iets wat geen gewone mens moet doen nie, so dit moet uit God uit wees. Praat met my, vertel my meer, geef my 'n voorbeeld. As ons kyk na miskien 'n voorbeeld van daai tyd, ons weet die Sanhedrin, die Fariseërs en die Sadduseërs, die Fariseërs en Sadduseërs bestaan het, was die leiers gewees. Hulle was die leiers van die Jode gewees. Hulle het basies die reëls geskryf van alles wat hulle gesê het is wet. Ons het in die week gepraat daaroor van dat al die mondelingse wette wat hulle gemaak het, wat eintlik heeltemal teenstrydig is met wat God eintlik wil hê, wat die mense so vasgehou het in 'n bewankonsepsie van wat geloof is en wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. Dit het die mense verwar. Dit het hulle identiteit weggevat wat God eintlik vir hulle wil gee. Want Nikodemus het gesien daar's iets anders. Hy het gesien daar's anders. Die Sanhedrin en die Fariseërs en Sadduseërs kon nie sien dat God Jesus iets anders is en wat hy iets anders voor staan en wat sy vermoëns is nie. En waarvoor hy aarde toe gekom het. Hulle was eintlik verblind. Hulle het staat gemaak op hulle magsposisies as Joodse leiers en hulle boeke kennis wat hulle besit het. Jy sien, dis waar hulle identiteit was. Hulle identiteit was nie geanker in Jesus Christus. En ongelukkig, dis waar ons vandag na onsself kyk, is dit presies wat ons mensdom die probleem is. Ons identiteit is nie geanker in God nie. Ons identiteit is nie geanker in die woord nie. Ons is nie geanker wat Genesis 1 sê, God se identiteit. Kom ons maak mense na ons gelykenis. Dis wat God gesê het. Hy het nie gesê, kom ons maak mense gelyk in die vorm van een of ander dier of 'n boom of iets nie. Ons gelykenis, dis wat belangrik is. Nie iets anders of iemand anders nie. Soos wat ek nou net gesê, baie van ons is besig om ons identiteit te koppel aan dit wat ons besit, die posisie wat ek beklee, die geld wat ek het, en hoe vet my bankrekening is. En hoeveel invloed het ek in die lewe. Maar binnekant is ons almal besig, en soveel mense besig om elke dag te worstel, om 'n gaatjie te vul, waar daar 'n leemte is, dat hierdie materiële dinge en hierdie goed van die wêreld se identiteit hulle nie kan vul. En dit los een vraag. Wie is ek? Wie is ek? En as jy jouself al daai vraag afgevra het, dan moet ons weet, jy het 'n leemte wat nie gevul is. Jy is op soek, ek is op soek na iets in ons lewe wat ons weet, daar's 'n tekort. Daar's 'n verskriklike gat in ons lewe wat gevul moet word. Ons wil dit vul met partytjies, ons wil dit vul met al die aardse plesiertjies. Maar ons kan al daai goed hê, en jy gaan nog steeds niks hê. Jy gaan nog steeds eintlik identiteitsloos wees. Wat baie keer hartseer is hoeveel mense sit in kerk en hulle is nog steeds geestelik honger. Hulle is nog steeds geestelik honger, want hulle sit daar, maar die woord gaan nie in daai gaatjie, in daai leë plekke om te vul.
Jy bly soek, jy bly vra. Ons almal is op soek na daardie vrede van God, alle verstand te bowe gaan. Filippense 4 vers 7 sê. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Jesus Christus. In Christus. Nie in ander nie. Nie in my Facebook profiel nie. Nie in my hoeveel followers wat ek het op al die social media nie. Nie hoeveel mense ek kan beïnvloed nie. In Christus. Julle sê ons moet ons identiteit vestig in Christus. Dit sal dan wees wie ek is, dan het ek sekerheid. Ek gaan nie soekende wees nie. Ek wil nie net kennis hê van Jesus Christus. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding. Dit gaan oor die wysheid wat ek het, wat hy vir my eintlik wil doen. Kennis is nice, maar is toepassing van haar kennis. Wat maak jy met haar kennis? Ons moet hom ken. Ons moet in hom wees. Die woord sê, ons begin by Genesis 1:26, God gesê, laat ons mense maak in ons beeld, na ons beeld. Met ander woorde, ek begin lyk soos Christus. Ek begin sy identiteit aanneem. Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit begin identiteit vorm as Christus in my leef. Sterf die ou mens af, Spreuke 6:16-19. Sê 'n paar goed, wat moet ons afsterf? En dit is net idees. Daar's 7 goed wat God haat as 'n gruwel. Ons eie trotsheid, wat in die pad staan, dat ons nie soos Christus kan wees. Ons sondige natuur van leuns. Miskien ons wat bly moord pleeg in ons gedagtes of in die werklikheid. Allerhande skelm idees wat ons mee voor in dag kom. Voete wat nou haastig is om na die kwaad te hardloop, en ander woorde, ons is so vinnig om verkeerd te doen. En dan die laaste een is wat valse getuienis en leuns uitstrooi tussen broers en tussen broers tweedrag saai. Dis wêreldse karakter, dis wêreldse identiteit. Kyk na die persoon. En 'n persoon wat nog nie goed doen, kan jy weet, het nie God se identiteit. Vra jouself die vraag af. Doen ek dit? En ek wil vandag sê ons almal doen. My ingesluit. 2 Korintiërs 5, Galasiërs 5 vers 16. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Wat sê dit? Wandel deur die Gees. Julle moet geesgevul wees, ek moet geesgevul wees. Dan gaan ek nie wil sondig nie. 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. In Christus, weer eens. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Met ander woorde, as ek in Christus is, die dag as ek tot bekering kom, as ek regtig tot bekering kom, nie speel, tjof, bekering nie, regte radikale bekering wat ons verander in ons lewens, dan is ek in Christus. Dan is die ou aandryf verby, dan moet daai goed wat ek voorheen gedoen het, nie meer bestaan in my lewe nie. En wat is die eerste waarna ek moet begin streef? Korintiërs 13, liefde. Al het ek al die kennis, al het ek alles in die lewe, maar ek het nie liefde nie, is ek leeg. Dan raas ek nie. So ek dink ons moet begin kyk na onsself, hoe is my lewe?
het ek liefde in my lewe. Want dit gaan 'n goeie guideline wees onder wat se manier ek loop. So daai manier met daai mannetjie, rooi mannetjie met so 'n lang stert en sulke horings. Want dis die enigste twee maniere wat in die geestelike riedelike bestaan. Of is God of is die duiwel. So wat hier manier is ek loyaal. Johannes 15 vers 5, Jesus se woorde sê, ek is die wynstok, julle onder die lote. Wie in my bly, ek is in hom, en hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie sê Jesus wat ons moet doen? Ons moet in hom wees en hy in ons. Want jy sien, as ons in Jesus is in God, dan is ons met God. Dan is ons in God. Dan begin ons identiteit kry. Dan begin ons karakter kry. Wonderlike ding, Galasiërs 5 vers 18 tot 22, en ek gaan net in so 1 of 2 versies sê. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die orde van die wet nie. Onder die wet nie. Vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Vrug van die Gees. Deel van my identiteit. Jy sien, ek gaan nie deur die wet gelei hoef te word wat mens gemaak was, of deur mens moet volg nie. Ek gaan die wet van die Gees volg. Want dis waar my identiteit gaan lê, is in die Gees. Dis in God, in Jesus. Dis wat ek gaan wil navolg. Dis waarin ek gaan wil loyaal wees. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar van hulle. Liefde. Wat is liefde? Hoe identifiseer ek liefde? 'n onbaatsigtige, opofferende liefde vir God en ander mense. En ek wil hierdie los, dat ons 'n bietjie begin meet aan dit. Vreugde of blydskap, dis 'n diep innerlike vreugde wat nie afhang van uiterlike omstandighede nie, van hoe ons lewe lyk nie, maar gesetel is in die wete dat God teenwoordig is. Dis in die Gees. Dis in die Gees. Vrede. Dis 'n rus en 'n kalmte in my hart. Ten spyte van hoe moeilik dinge gaan, het ek die vrede en die kalmte in my hart om te weet God is in Heer. Daai banner vlieg nog hoog. Daai banner vlieg hoog. Geduld, lankmoedigheid. Dit is een van die woorde wat ek as 'n jong kind nie kon verstaan wat in die Bybel staan, wat is lankmoedig. Dit is die vermoë om kalm te bly, nie te vinnig kwaad te word nie, al is ek onder hoeveel druk. Ouch. Ja, kyk ek nie ek. Een van my swak karaktertrekke. Maar gelukkig, ek kan sê, Here, ek sukkel met daai lankmoedigheid ding. Help my. Ek al 12 jaar aan my sukkel nog steeds. Ek kan naghou hoor, maar ek weet, hoekom? Want ek word nie gepunish oor dit nie, maar God help my om my karakter te vorm in hom. Vriendelikheid en goedhartigheid. Dis 'n gesind van goedheid teenoor ander en dan die praktiese uitleef. Ons moet prakties leef. Getrouheid. Dis om betroubaar te wees. Eerlik. Loyaal. Aan God se mense. Dis my karakter. Dis my integriteit. Wat dit beteken vir my baie. Jy sien, dit is hier onder manier onder wie ek beweeg. Sagmoedigheid. Om sagmoedig te wees, teer te wees. Nie aggressief of selfsugtig nie. Vir my medemens om te gee. Selfbeheersing. Dis nie om my neer te beheer nie, maar om my menslike drange en my emosies deur die Gees te laat beheer.
Ons het baie drama en emosies. Daar gaan elkeen vir homself moet uitsorteer, waar worstel hy. Ons is gehoorsaam. Ons is op permanent aktief besig om te soek na God se wil en te leef volgens sy gebooie wat hy vir ons wil hê. Want dit wat hy vir ons sê, dit is nie 'n wet om te sê jy is onder dwang nie, dit is 'n wet om te sê ek wil jou beskerm, my kind. Ek wil nie hê jy moet seer kry nie. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy jou nerve afval. Baie van ons is ouers. Ons weet wat gebeur met ons kinders, ons waarsku hulle, ons was daar. Ons wil nie hulle met dieselfde foute maak nie. Vergelyk jy weet daarmee. Jy moet jou kind beskerm en nie die beste vir hom hê. Want dis wat God vir ons wil hê. Integriteit. Integriteit. Wat sê integriteit? Dit is om die regte ding te doen wanneer niemand kyk nie. Wanneer niemand kyk nie, en die regte ding te doen. Wees nederig. Nederig is nie te minderwaardig te wees nie. Nederigheid is net om ander mense bo jouself te stel. Ander mense se behoeftes, ander gelowiges. Kyk na die lewe deur die oë van geloof. Die lewensomstandighede in die wêreld. En wat moet ons doen? Ons moet hoop behou. Ons moet vertroue op God openbaar. Ons moet weet, ons slaan ons oë op na die berge, waar is my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskep het. Ons moet toegewy wees om woord. Studie te doen. Ons moet by God se teenwoordigheid wees die heeltyd. Elke dag, elke minuut moet die Heilige Gees in ons wees. Ons moet daar wees, ons moet kan kyk wanneer ons kans kry, leef, leer, bid. Maak nie saak waar jy sit nie. Jy sien, as ons in God woon, as 'n gelowige, gaan ons hele lewe gekenmerk word deur ander mense, of gaan gekenmerk word, en mense gaan dit gesien, is dat ons God leef. Ons het sy karakter in ons. Ons is Heilige Gees gelei en gedrewe. Jy sien, elke keer as Israel veldkamp opgeslaan het, nadat hulle getrek het, het hulle die tempel opgeslaan, die tabernakel, en dan het hulle rondom hom opgeslaan, elkeen in sy orde, onder sy banner. Ek dink een van die bekendste banners is seker the Lion of Judah. Dit is een van die banners van die meeste wat jy ooralster sien. Ek dink ons moet nog 'n bietjie kyk na ander banners ook. Dit sal interessant wees. Maar hulle het altyd om daardie tabernakel van samekoms gewees, saam met God. Dis hoekom God sê, ons moet saamkom as gelowiges. Moenie die samekoms en die byeenkomste van die gelowiges mis nie. Want jy sien, ons elkeen het een banner, en daardie banner is God. Ons kan nie uit mekaar uitspat en dink ons gaan as 'n eenheid staan as ons gelowig is, of ons eie ding wil doen, en nie as 'n gelowig is om met een banner saam staan. Maar dis wat besig is om te gebeur in ons lewe. Elke gelowige wil sy eie ding doen en volgens sy eie reëls leef. Jy sien, wat God is nie meer hulle banner nie. Hulle is nie meer lojaal aan God nie.
Ons dra die titel gelowige, ons dra die titel Christen. Ons leef nie Christen nie. Ek het iewers gesien, ek weet nie waar is dit gebore nie, maar I speak Jesus. As jy daarna kyk, dan gaan jy dalk baie, dit is wyn. Maar dit is wat die mense doen. Hulle is Heilige Gees gelei. Dis wat hulle wil hê, dis wat hulle wil bereik. Jy sien, God moet ons sentrale punt van ons lewe wees, van ons geloof. Alles wat ons doen, dit is waar my identiteit gaan lê. Maar ek soek nie in vandag se tyd as 'n mens 'n identiteit wat nie by my inpas nie. Ons almal het persoonlike roepings. Ons almal het se persoonlikhede is uniek aan mekaar. Maar dis nie my identiteit nie. My persoonlikheid en identiteit is nie dieselfde ding. Maar ons wil nie onder God se vlag ons identiteit inneem. Ons wil nie onder God se banier ons identiteit inneem. My persoonlikheid is meer belangrik as my identiteit in God. Ons moet ons identiteit in God wortel. Om dit beskerm met alles wat ons kan, om my identiteit te behou en nie te verloor nie. Ons moenie gaan om te probeer om onsself te vergelyk met ander mense, of erkenning te kry van ander mense af nie. Want dis ongelukkig wat soveel van ons mense vandag doen, en dit verloor ons identiteit. Dis hoe ons identiteitloos is, want ons weet nie eens op wie ons verantwoordelikheid, op wie is ons, op wie wil ons verantwoording doen nie, wie is ons leier nie, wie is een wat vir ons sorg nie. Ons is net 'n klomp mense, wat soos Jesus gesê het, julle is leierloos, julle loop soos 'n klomp skape. Want ons weet nie wie is ons herder nie. Ons weet nie wie pas ons op nie. Jy sien, ons is hardkoppig en eewys. Kom ons kyk ons so. Here, dit is 'n harde preek, en hy was nie van die stem so uit te kom nie, maar hier die Heilige Gees het dit gelei. Dit is nie om te slaan die Here, maar om te lei, om te sê, word wakker. Ons is besig om verlore te raak. Elkeen dwaal in sy eie rigting in, en dit veroorsaak dat aan die einde van die dag die wolwe tussen ons kan inkom. Hy is besig om ons te verwoes, besig om ons identiteit weg te vat, elke dag. Here, my gebed is net, help ons om ons identiteit in U te maak. En Here, ek wil vandag net onderseën wat U is en wat ook die boodskap gaan hoor. Met beskerming. Om te weet, die Here is my skuld. Ek gaan nie vrees nie. Want hy veg vandag my stryd vir my teen elke geestelike vyand. As ek hom aanroep om my geleentheid te gee. Wat is ek in 'n geloofsgemeenskap? Ek staan nie alleen nie. En saam met my geestelike broers en susters, is mekaar se hande omhoog in gebed in 'n tyd van worsteling. My oorwinning kom net by jou krag uit, my Vader. Nie uit hulle sin nie. Maar dit kom uit U uit. Die krag van die Allerhoogste. En dat U kan toeneer. My identiteit. Elke gelowige se identiteit is in U. U is Christus
ons banier. Ons dra Jesus se naam hoog en met trots. Buig voor hom neer, vir sy koningskap, sy leierskap en sy beskerming. Ek seën elkeen met daai denke. Ek los dit met die Heilige Gees elkeen toelaat. En dit hulle werk en hulle diepste wese, dit gaan daai saakie gaan plant. En die Heilige Gees het sy vrug gee, en dit laat sy ontken. Dit is nog verder. Sê vir dankie, Jesus.